Goeiedag. Spreuke 14 vers 30 sê die volgende: 'n rustige hart is die lewe vir die vlees, maar hartstog 'n verrotting vir die gebeente. 'n rustige hart is die lewe vir die vlees. Dit kom daarop neer dat as 'n mens rustigheid in jou hart het, is dit bevorderlik vir jou gesondheid. En daarom is dit baie belangrik om na jou eie hart te kyk vandag en jouself die vraag af te vra: het ek nog 'n rustige hart? Wanneer 'n mens in 'n land, in 'n omgewing bly waar daar baie onrus is, baie onheil is, kan dit 'n mens maklik stem na 'n gesindheid en ingesteldheid van onrus in jou hart. En hierdie onrus verkort 'n mens se lewe. As jy agterkom daar is onrus in jou hart, moet jy dit begin hanteer. Gaan kyk, wat maak jou onrustig? Probeer 'n greep daarop kry. As jy nie 'n greep daarop kan kry uit jou eie nie, probeer advies inwin. Maar doen alles wat jy kan doen om daardie onrus te hanteer en uit jou lewe te kry. Soms moet 'n mens net 'n gesindheidsverandering hê. Soms moet 'n mens dinge maar net aanvaar. Kom ons vat die persoon wat byvoorbeeld in 'n ongeluk was en hy's nou verlam. Dit moet 'n verskriklike tragedie vir so 'n lewe wees, vir so 'n mens. So 'n mens kan vir die res van sy lewe worstel met hierdie chaos, met hierdie ellende wat met hom gebeur het. En hy kan 'n baie onrustige mens raak. Ek kan nie meer dit nie, ek kan nie meer dat nie. Mense wat slegte nuus kry oor hulle gesondheid. Iemand wie se maat hom skei en hom nie meer wil hê nie. Jy kan vir die volgende 30 jaar en langer worstel daarmee en 'n lewe van onrus hê, slapelose nagte, ongelukkige dae, onrustig, ongelukkig. En jou lewe gaan agteruit. Jou gesondheid gaan al meer agteruit. 'n rustige hart is die lewe vir die vlees. Baie van ons sê, ons wil lank lewe. Baie mense sê, ek wil oud word. Ek wil nog my 50ste huweliksherdenking vier, my 60ste huweliksherdenking. My pa en my oupa het 90 geword, ek wil dit ook word. Dan moet jy gaan kyk na wat in jou hart aan die gang is. Ek wil weer terugkom en sê, daar is baie keer omstandighede waarin jy niks kan doen nie. Kom ons neem die man of vrou wat verlam is, of die wat ontdek het 'n ongeneeslike siekte, menslik gesproke. Of jy bly in 'n omgewing waar jy net nie kan uitkom nie. Jy hou nie van die omgewing waar jy bly nie, maar jy moet nou daar bly. Verskuif dan net jou fokus. Oral in die lewe, in alle omstandighede, is daar iets moois. Daar is iets opbouends. Daar is iets wat jou hart so kan beïnvloed, dat jy 'n gesonde mens kan wees. As jy dan nie 'n saak kan verander nie, verander jou fokus en jou ingesteldheid. En jy gaan sien, daar gaan 'n groter dankbaarheid en dit 'n groter tevrede in jou hart kom, en daar gaan 'n groter rustigheid in jou hart kom. Die Bybel sê, bewaak jou hart meer as alles wat bewaak moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Wil jy lewe? Wil jy gesond wees? Sien dan toe dat jy 'n rustige hart het en elimineer alles wat jou tot onrus stem. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vandag vir mense wat 'n onrustigheid in hulle hart het. Mense wat dalk vir dae of jare loop met 'n onrustigheid oor die lewe, oor gebeurlikhede, persoonlike sake. Daardie een wat nog worstel met onreg wat in hulle gepleeg was. Daai een wat nog worstel met sake waaraan hy niks kan doen nie. Ag Here, ek bid dat die dierbare Heilige Gees net sal neerdaal, dat daar 'n goddelike harmonie, 'n goddelike persepsie in daardie hart
en daardie denkwêreld sal kom, en dat daardie mense nou, vanaf hierdie oomblik, rustig sal raak, dat hulle gesond kan wees. Ek bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die Here seën u ryklik met goeie gesondheid. Pas jou hart en 'n rustige hart baie mooi op. Totsiens.